Het jy al gehoor hoe gereeld mense sê, ek het hierdie gewigverliesprogram probeer, ek het soveel kilos verloor, maar toe tel ek dit maar net weer op. En toe probeer ek 'n ander program, ek het so 'n paar kilos verloor, ag, maar toe tel ek dit maar net weer op. Wat is dit? Is dit dan nou die program wat nie werk nie? Of is dit dalk iets fout met wat ek doen? Hoe handhaaf 'n mens sukses? Ek dink hierdie is een groot probleem. Ons is soveel keer gerig om daardie 10 kg af te skit, daardie 20 kg af te skit, dat sodra ons dit bereik het, dan is daar een of ander illusie wat by ons vassteek, van nou is ek mos okay, ek is nou fine, ek kan nou eintlik maar eet wat ek wil, ek kan maar gaan braai en dit geniet. En alhoewel daar niks verkeerd is daarmee nie, moet ons besef dat dit wel nagevolge het. Daar's niks met die program verkeerd nie, daar's iets verkeerd met wat jy doen. Ek het reeds gepraat oor nuwe denke, nuwe jy, oor die mag van persepsies, oor die emosionele weegskaal en al hierdie fasette wat belangrik is met die vorming van jou gedrag en eintlik ook met die handhawing van jou gedrag. So as jy dit wat ek reeds oor gepraat het regtig ernstig neem, dan word dit vir jou ook 'n riglyn om dit verder te hanteer en jouself te bemagtig om suksesvol te bly in dit wat jy doen. Maar kom, laat ek vir jou een spesifieke, kom ons sê model net uitwys. Ek het gepraat oor hoe gedagtes sekere emosies verwek en dan sekere gedrag dan as gevolg het. Met ander woorde, as ons dit nou gaan omkeer en ek sê, watter gedrag wil ek hê, watter emosies moet ek kweek, met ander woorde, hoe moet ek dan nou dink oor sekere goed, en ons sit dit in die verband van gewig, dan sal dit so iets klink. Eerstens, wat wil ek verander? Ek wil 20 kg verloor en ek wil dit afhou oor 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar. Hoopelik het hierdie dan nou vir my lewensveranderend geword en 'n nuwe leefwyse geword. En dit is eintlik waarvoor ons werk, is dit nie? So nou het jy besluit wat jy wil verander. Volgende stap is om te vra, so watse gedrag, met ander woorde, sal my in staat stel om daardie sukses te handhaaf? Gedrag sal wees soos, ek sal meer gereeld moet oefen, ek sal meer gereeld myself moet omring met mense wat suksesvol is, ek sal my dieet moet aanpas, ek sal sekere besluite moet neem wat vir my gesond is. Dit is aksieplanne wat ek moet neem. Nou kan ek weer 'n stap teruggaan en sê, maar my emosies, watter tipes emosies moet ek dan nou hier koester om my in staat te stel om wel daardie gedrag te kan handhaaf? Emosies sal moet wees goed soos, ek voel goed oor myself, ek hou van myself, ek hou van my lyf, ek is so trots op dit wat ek bereik het. En weet jy wat, as ek miskien nou nog weer 'n kilo of 2 optel of so, gaan nie myself oor die kop slaan daaroor nie. Ek het mos nou al klaar gehoor dat ek kan braai, maar ek moet seker maak dat ek by die gym daardie gaan verdien, regtig. So nou moet ons ook vir onsself vra, daardie emosies wat ek nou gekweek het, watter gedagtes moet ek in ander woorde hier in my kop vasmaak binne myself en nie daarvan afwyk nie. Dit moet gedagtes wees soos, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Is dit nie 'n mooi gedagte nie? Ons praat so maklik daaroor, maar wanneer dit by ons praktiese lewe kom, vergeet ons wat dit werklik beteken. Daardie gedagte is een wat maar die fondasie kan wees van jou ander tipes gedagtegang. Dink oor jouself in terme van jou selfvertroue, dink aan jouself in terme van jou sukses in die verlede met ander aspekte en bou jou gedagtewêreld op wat positief is. Ons het gepraat van daardie emosionele skaal, maak seker dat jy in jou natuurlike stand bly, in jou gedagtewêreld so ver as moontlik. Wat beteken dit nou? As dit werk en dit praat tot my hart en dit praat tot my aannames en dit praat tot my gedrag, en dit word 'n lewenstyl, met ander woorde, daar's nou sekere nuwe patrone wat ek gevorm het, neurologiese patrone in my brein wat gevestig is, dan gaan dit, ons praat ons van unconscious competence, waar ek nie eers bewus is daarvan dat ek nou die vermoë geleer het om sekere goed te doen nie. Nou as jy dit bereik, dan het jy sukses bereik en kan jy sukses handhaaf. Dis 'n dissipline. So ek wil jou baie geluk sê, in die eerste instansie, dat jy tot hier gekom het. As jy nog bietjie sukkel, byt net vas. Jou liggaam gaan verander. Dit is onmoontlik dat jou liggaam nie verander nie. En as hy nie verander nie, moet jy dalk fisiologiese hulp kry of dalk net gaan toetse doen rondom die hormone in jou liggaam en dalk het dit nie soveel te doen met jou eetgewoontes nie, maar eerder ander aspekte wat 'n rol speel in jou gewig bestuur wat ook baie belangrik is. Net om weer saam te vat.
Jy is jou beste geskenk. Party mense loop op 'n paadjie en ek is so gefassineerd hiermee. Hulle loop op hierdie pad, hulle kyk nie links of regs nie. Hulle weet die uiteinde van daai pad is die dood, om te sterf of 'n groot probleem wat hulle mee gaan sit in hulle lewens. Hoekom is dit dat party mense op daai pad bly? Die afgrond is daar, maar hulle hou aan stap. Wat vat dit om te verander? Kan jy vroeër verander? En as jy verander het en jy het nou 'n pad van sukses begin stap, waarom, vra ek jou, sal jy terugkeer na hierdie pad wat lei tot 'n afgrond? As jy dan nou sukses gesmaak het en jy's beter, hoekom sal jy terugkom na daardie pad wat na 'n afgrond toe lei? Transformasie lê binne in jou eie hand. Neem verantwoordelikheid daarvoor. Hou op om dit te eksternaliseer en te sê, dit is omdat ander mense dit sê of doen, dit is omdat ander mense seker goed aan my gedoen het, ek moet net seker maak dat ek getrou bly aan my besluite en handhaaf dit wat ek moet doen.